Die VF+ leier en minister van korrektiewe dienste Dr. Pieter Groenewald sê sy party sal die onteieningswet in die grondwethof betwis. Dit kom nadat president Cyril Ramaphosa gister die wet onderteken het, wat die staat die mag sal gee om in sommige gevalle eiendom sonder vergoeding te kan onteien. En ek sluit nou regstreeks aan by Dr. Groenewald. Dokter, goeiemiddag, baie welkom. Goeiemiddag Esmarie, baie dankie. Dokter, die DA het aangedui dat hulle ook soos die VF+ die hof gaan nader oor die geldigheid van die onteieningswet. Julle partye is deel van die regering van nasionale eenheid. Waar laat dit die toekoms van die RNE? Uit die aard van die saak plaas dit nou druk en spanning op die regering van nasionale eenheid. En die Vryheidsfront Plus sal dan wel op 'n sekere stadium 'n besluit moet neem of ons sal voortgaan in die regering van nasionale eenheid al dan nie. Maar dit is vir die party om daaroor te besluit. Ons moet die proses deurgaan en ons moet kyk in terme van die grondwetlikheid daarvan, en dis hoekom die Vryheidsfront Plus nog al die jare, die hele verloop van hierdie hele onteieningswetsontwerp is ons rekord wat ons gesê het. Ons sal hierdie wetgewing dan na die grondwethof toe neem. En natuurlik, as dit ongrondwetlik is, dan moet dit verander word. En die Vryheidsfront Plus het nog altyd gesê dat ons sal alles in die stryd werp om hierdie wet te probeer stuit. Hierdie is 'n gevaarlike wet. Daar is nou mense wat sê dat ons moet nou nie oorhaastig optree nie, ons moet wag tot daar 'n insident ontstaan, dan is dit te laat. Jy kan nie op 'n ad hoc basis waar daar nou wel 'n bepaalde eienaar van grond nou benadeel gaan word met onteiening sonder vergoeding en dan 'n hofsaak maak nie. Ons gaan grondwethof toe om die beginsel van onteiening sonder vergoeding ongrondwetlik te verklaar. Ons is van mening dat artikel 25 van die grondwet baie duidelik is, wat sê dan moet, dis nie dat hy sê kan nie, dit sê die eienaar moet billik en regverdig vergoed word vir sy of haar eiendom. Daar's natuurlik 'n hele paar ander probleme ook met die onteieningswetsontwerp. Ons een probleem is natuurlik ook die definiering van grond en eiendom, want daar word net gepraat van alle eiendom. Dit beteken alle roerende sowel as onroerende eiendom wat natuurlik nou grond is, maar dan ook intellektuele eiendom. Die Vryheidsfront Plus is van mening dat as jy praat oor onteiening, kan dit net grond behels. Jy kan nie al hierdie ander eiendoms ook dan daarvan deel wil maak nie. Die ander aspek is dat ons het ook 'n probleem dat daar gesê word dat onteiening kan plaasvind in die geval van grond wat gebruik moet word vir openbare doeleindes. Dit is 'n algemene bepaling in alle onteieningswette. Dit is byvoorbeeld as jy 'n pad wil bou of 'n brug wil bou of 'n treinspoor wil bou, dan is dit vir openbare gebruik. Maar nou kom hierdie wet en hy plaas 'n tweede aspek by, naamlik om te sê as dit in openbare belang is. Dis 'n baie begrip. En dan kan 'n regering dan net eenvoudig besluit op 'n, kan ek amper sê, arbitrære manier, wat is dan nou in openbare belang? Ons weet, hulle teiken nou grondhervorming, maar grondhervorming is 'n mislukking as gevolg van die ANC-regering. Nie as gevolg van die feit dat daar te min grond is nie. Ons kan lank daaroor praat. So, dit is kernaspekte wat ons nie kan toelaat om net eenvoudig ongesiens maar net aanvaar te word nie. Ons moet dit toets in die grondwethof. So gestel, daar word nou grondwethof toe gegaan en die hof beslis dat die onteieningswet nie ongrondwetlik is nie en dus in sy geheel toegepas kan word. Wat sal die volgende stappe wees? Wel, in die eerste plek, dan uit die aard van die saak, as die grondwethof dit dan so bepaal, dan wil ek eintlik sê, dan is dit nag vir Suid-Afrika. Want jy skrik al reeds beleggers af, net bloot die feit dat die onteieningswet nou onderteken is. Dit is dan slegte nuus. En dan sal grondeienaars maar moet kennis neem en te sê dat jou eiendom, en dan sê ek nou nie net grond nie, jou eiendom is dan in gevaar vir die toekoms. En ek is ook van mening dat
daar verskeie organisasies is wat gesê het hulle gaan grondwet hof toe. Ek dink ons het 'n baie sterk saak. Ek glo ons kan wen. En uit die aard van die saak dan moet daar 'n wysigingswet plaasvind wat dit betref. Maar ek gaan my nie nou uitlaat om te sê dat as dit grondwetlik verklaar word, om dan te sê dat mense hulle nou tot geweld moet wend en alles wat daarmee gepaard gaan nie. Ek weet, daar is baie eienaars en veral baie boere, veral die jong boere, wat sê hulle sal nie toelaat dat hulle grond vat nie. Die probleem is net met hierdie wet, en dis hoekom ons het grondwet hof toe vat vir die beginsel, is dat hulle gaan nie sommer môre skielik begin om nou een of ander stuk grond te onteien sonder vergoeding nie. Hulle gaan dalk 'n jaar wag. Hulle gaan dalk 2 jaar wag. En maar as hulle dit eers begin doen het, dan kom die redes in om te sê, byvoorbeeld daar's een aspek wat sê dat hulle nie verder deur onderhandeling byvoorbeeld geen ander uitweg het nie. Dit sê eintlik hulle het geen ander uitweg dan om onteiening sonder vergoeding te doen nie. Dis 'n baie vaag omskrywing. Wat word bedoel met geen ander uitweg nie? As hulle voel, hulle wil die grond hê, maar hulle kry dit nie teen 'n baie lae prys nie, dan voel hulle daar's geen ander uitweg nie en dan is dit onteiening sonder vergoeding. Dokter, net so voordat ons groet, wat is jou boodskap aan ons luisteraars, aan Suid-Afrikaners in Hebreë wat dalk bekommerd is oor hierdie gebeure? My boodskap is in die eerste plek, moenie paniekerig raak nie. Kom ons wees kalm. Ek weet vir sommiges is dit dalk moeilik, maar as jy paniekerig is, dan maak jy foute. Ek wil ook verder vir al ons landbousektor sê, moet asseblief nie ophou boer nie. Hou aan, want dalk wil die ANC jy sê dat ons mense moet ophou boer. Ja, dit gaan dan voedselsekerheid bedreig, maar ons moet kalm bly. Kom ons volg die korrekte pad, as ek dit so kan stel. Kom ons gaan grondwet hof toe. Kom ons kyk wat is die uitspraak daar. En as afhangende van daardie uitspraak kan daar verder koppe bymekaar gesit word om te sê hoe daar opgetree gaan word. So my kernboodskap is vir alle grondeienaars, alle eienaars van eiendom. Moenie paniekerig raak nie. Kom ons loop die proses. Ons moet altyd die hoë morele grond handhaaf en deel daarvan is om dan by die grondwethof uitspraak te kry. Dokter, baie dankie vir jou tyd vandag. Mooi naweek. Esperie, baie dankie ook vir jou en die luisteraars. Baie dankie. Dis die VF+ leier en die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald.